Welkom terug, graad 12. Vandag kyk ons na die kontantvloeistaat. Ons gaan oefening 1.12 en 1.13 doen op bladsy 61 tot 65. Ons begin met 1.12. Hulle sê vir ons die inligting hieronder is geneem uit die boeke van Grant Beperk. Grant Beperk se finansiële jaar eindig op 30 Junie elke jaar. Gevra: stel die nota van die rekonsiliasie van die netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede, nota 1, op 30 Junie 2025 volledig op. Voltooi die volledige kontantvloeistaat vir die jaar geëindig 30 Junie 2025, waar notas nie gevra is nie, moet die berekeninge dan in hakkies gewys word. Dan gee hulle vir ons die inligting uit die staat van finansiële posisie of die balansstaat op 30 Junie. So hulle gee vir ons 2025 se bedrag, sowel as 2024 se bedrag. En dan gee hulle ook vir ons die notas wat uit die balansstaat is. So hulle gee vir ons die vaste bate nota, handels en ander ontvangbares, as ook handels en ander betaalbares. Hier gee hulle nou vir ons addisionele inligting. So eerstens sê hulle vir ons van die gewone aandelekapitaal. So hulle sê op 1 Julie 2024 het ons 60.000 aandele wat reeds uitgereik was teen R10 per aandeel. Op 1 Januarie 2025 het ons addisionele aandele uitgereik van 6.000 teen R15 per aandeel. En op 30 Mei 2025 het ons 8.000 aandele dan teruggekoop teen R13 per aandeel. Dan sê hulle ook vir ons die totale waardevermindering vir die jaar is R13.200. Hulle sê ook vir ons gedurende die jaar is daar toerusting teen 'n draagwaarde verkoop en nuwe toerusting is dan ook aangekoop. En dan gee hulle vir ons die kosprys, die opgehoopte waardevermindering, die datum vir die verkoop en dan ook die verkoopprys. Hulle sê dan ook vir ons die inkomstebelasting vir die jaar beloop R72.000 en dit is dan 30% van die netto inkomste. Hulle sê vir ons die dividende, daar was 'n tussentydse dividend van 80 sent per aandeel wat op 8 Januarie 2025 verklaar en betaal is en daar was ook 'n finale dividend op 30 Junie 2025 verklaar. So as ons nou kyk na hoe om hierdie tussentydse dividend te bereken, sal dit 66.000 aandele wees. Hoe het ons dit gekry? Die 66 is dan nou die 60 aan die begin van die jaar en dan ook die addisionele 6.000 op 1 Januarie. En ons het dan 80 sent vir elke aandeel gegee en dit gee dan vir ons 52.800. Dan gee hulle ook dan nou vir ons verder die leningsstaat van Absa, toon dan nou die volgende, so ons saldo aan die begin van die jaar was 130.000, dan het ons betalings gemaak gedurende die jaar insluitende rente van 49.500, ons het rente wat gekapitaliseer is van 19.500 en dan ons saldo aan die einde van die jaar is dan nou 100.000. So as ons nou kyk na nota 1, die rekonsiliasie van netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede, gaan ons eers kyk na die wins voor belasting. So omdat hulle vir ons die inkomstebelasting gegee het, kan ons nou volgens dit die wins voor belasting uitwerk. Hoe gaan ons dit uitwerk? Ons gaan sê die 72.000 maal met 100 gedeel deur 30, dit gee dan vir ons 240.000. Dan as ons kyk na die aansuiwering, so hier gaan ons dan nou kyk na die waardevermindering eerste. So vir die waardevermindering het hulle vir ons gesê, dit beloop dan R13.200 en dan kyk ons ook na die rente wat betaal is. So ons werk dit dan nou uit deur die 130.000 aan die begin van die jaar te vat, minus ons betalings wat ons gemaak het en ook minus die eindsaldo, of ons kan dan nou natuurlik net kyk na die rente wat gekapitaliseer is wat hierdie 19.500 is.
Dan die wins uit, so die aansuiwerings, is dan nou 'n totaal van 32.700, met ander woorde hierdie twee is dan nou bymekaar geplus, en die wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal gee dan nou vir ons 272.700. Dis dan nou ons wins voor belasting plus die aansuiwerings. Dan as ons kyk na veranderings in bedryfskapitaal, gaan ons eers kyk na die afname in voorraad. So as ons nou op die saldo's kyk, sal ons sien 45.000 minus 25.000 gee dan vir ons 'n 20.000 afname. Dan het ons 'n afname in die debiteure. Ons sal ook sien dis daai 38.000 minus die 15.000 wat vir ons 23.000 gee. En dan kyk ons na die afname in krediteure wat dan nou 30.000 minus 21.000 is, wat vir ons 9.000 gee, en dit plaas ons dan nou in hakkies. So as ons kyk dan nou na die sommetjie vir veranderinge in bedryfskapitaal, gee dit vir ons R34.000. So wat ons doen, is ons plus hierdie twee bymekaar wat vir ons 43.000 gee, minus die 9.000, gaan dan vir ons daardie 34.000 gee. So dan ons kontant uit bedrywighede voortgebring is dan nou 306.700. So met ander woorde, ons plus hierdie twee dan nou bymekaar om vir ons hierdie een te gee. So as ons nou kyk na die kontantvloeistaat, die volledige kontantvloeistaat, gaan ons kyk na die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, so kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite. Dit sal dan nou ons antwoord wees van 1.12.1 wat 306.700 was. Dan as ons kyk na rente betaal, was dit dan nou daardie 19.500 wat ons dan nou in hakies plaas. Dan as ons kyk na die belasting wat ons betaal het, sal ons dan nou begin met negatiewe 5.000, met ander woorde, ons het te veel betaal, plus die 72.000 vir die jaar, minus dan nou die 10.220, en dit gee dan vir ons 56.780, en ons plaas dit dan nou ook in hakies, want dit is wat ons moet betaal. So dan die dividende betaal, kyk ons dan nou na die 40.800, plus dan nou die tussentydse dividend wat verklaar en betaal is, van 52.800, en dit plaas ons dan nou ook in hakies, wat vir ons 93.600 gee. So as ons dan nou daardie sommetjie maak, gee dit vir ons die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite van 136.820. So met ander woorde, dis hierdie bedrag minus dan nou hierdie 3. So ons dan kyk na die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite, kyk ons na die aankoop van vaste bates. So ons vat die 890.000 vir ons grond en geboue, minus die 750.000. So duidelik kan ons sien hier was 'n aankoop van grond en geboue, en dan plus ons ook die 50.000 minus die 9.800, minus ook die waardevermindering van 13.200, en ons trek ook af dan nou die waarde van die toerusting aan die einde van 2025. Dit gee dan nou vir ons 'n bedrag van 203.000 wat ons dan in hakies plaas. Dan kyk ons na die opbrengs uit verkoop van vaste bates, so met ander woorde 40.000 minus 30.200, wat vir ons daardie 9.800 gee. Ons kyk ook na die afname in vaste deposito, so ons vaste deposito het van 50.000 na 30.000 gegaan, so met ander woorde, daar was 'n afname van 20.000. Ons plaas dit nie in hakies nie, want dit is natuurlik 'n inkomste gewees,
So die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite is dan nou 'n negatiewe, so ons plaas dit in hakies, 173.200. So met ander woorde, dis daardie bedrag minus hierdie, of dan nou as jy hierdie in 'n minusbedrag sit op jou calculator, minus 203.000, dan plus ons hierdie twee bymekaar en dan gaan dit vir ons 'n negatiewe 173.200 gee. Dan as ons kyk na kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite, begin ons deur te kyk na die opbrengs uit aandele uitgereik. So met ander woorde, dit is dan nou daardie 6.000 addisionele aandele, maal dit met die R15 per aandeel en dit gee dan vir ons R90.000. Dan kyk ons na die terugkoop van aandele. So ons het 8.000 aandele teruggekoop teen R13 en dit gee dan vir ons 'n minus, want dis 'n uitgawe vir ons, 104.000. En dan kyk ons na die terugbetaling van ons lening. So ons vat daardie 130 begin saldo en ons minus die 100.000 eindsaldo en dit gee dan vir ons 'n terugbetaling van 30.000 en dit was ook 'n uitgawe, daarom sit ons dit in hakies. So ons kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite was dan nou R44.000 in hakies. So as ons kyk na die netto verandering in kontant en kontant ekwivalente, gee dit dan vir ons 80.380. As ons kyk na ons kontant en kontant ekwivalente aan die begin van die jaar, gee dit vir ons 60.000 en dan nou aan die einde van die jaar gaan dit vir ons 140.380 gee. Dis natuurlik dan hierdie twee bymekaar geplus. Goed, ons kyk nou na oefening 1.13. Die inligting hieronder is geneem uit die boeke van Nankin Beperk. Nankin Beperk se finansiële jaar geëindig op 28 Februarie elke jaar. Stel die nota van die rekonsiliasie van die netto wins voor belasting en kontant verkry bedrywighede, nota 1 op 28 Februarie 2025, volledig op en dan ook voltooi die volledige kontantvloeistaat vir die jaar geëindig 28 Februarie 2025. En natuurlik word daar nie notas gevra is nie, moet die berekeninge in hakies getoon word. Dan as ons kyk na die inligting, en dit gee vir ons 'n uittreksel uit die staat van omvattende inkomste of die inkomste staat, waardevermindering, renteuitgawe, netto wins voor belasting en dan gee hulle vir ons inkomstebelasting, maar ons moet dit self uitwerk. So hulle gee vir ons dis 30% van die netto wins, so dit sal maklik wees vir ons om dit uit te werk. Dan gee hulle vir ons die staat van finansiële posisie vir 2024 sowel as 2025. Dan gee hulle vir ons addisionele inligting vir gewone aandelekapitaal. So hulle sê daar was addisionele aandele op 31 Desember 2024 uitgereik. Hierdie aandele het nie gekwalifiseer vir tussentydse dividend van 40 sent per aandeel wat op 1 November 2024 verklaar is nie. Hulle sê ook vir ons die direkteure het 35.000 aandele op 28 Februarie dan nou teruggekoop teen R6.50 per aandeel en dit was 20 sent meer as die gemiddelde uitreikprys. Hierdie aandele kwalifiseer nie vir finale dividende nie. Dan gee hulle vir ons ook die vaste bates, so gedurende die jaar is toerusting vir 100.000 teen draewaarde verkoop. Goed, so as ons nou moet kyk om die rekonsiliasie van netto wins voor belasting en die kontant verkry bedrywighede wat nota 1 is te doen, kyk ons na die wins voor belasting. So dit het hulle vir ons gegee, die netto wins voor belasting is dan nou 844.400, dan plus die aansuiwering, so ons kyk nou na waardevermindering. Waardevermindering het hulle vir ons gegee, 33.500, en ons kyk na rente wat betaal is, wat ook vir ons gegee is,
164.450. So met ander woorde, ons aansuiwerings is dan nou hierdie twee bymekaar geplus en dit gee vir ons 197.950. So die wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal is dan nou 1.042.350 wat hierdie twee bymekaar geplus is. Dan kyk ons na veranderinge in bedryfskapitaal. So die toename in voorraad. Toename in voorraad is dan nou die 251.250 wat ons hier kan sien by voorraad, minus 2024 se saldo van 110.250 wat vir ons dan nou 141.000 gee en ons plaas dit in hakies. Dan as ons kyk na die afname in debiteure wat 76.000 is, minus die 60.000 en dit gee dan vir ons 16.000. Ons plaas dit nie in hakies nie. En dan kyk ons na die afname in krediteure. So dit is 220.475 en minus 209.945 en daardie verskil is dan nou 10.530 wat ons wel in hakies plaas. So as ons dan nou kyk na die veranderinge in bedryfskapitaal, gee dit vir ons 135.530 en ons plaas dit dan nou in hakies. So die kontant uit bedrywighede voortgebring gaan dan nou hierdie twee van mekaar afgetrek wees en dit gee vir ons 906.820. So as ons nou kyk na ons kontantvloeistaat van Nankin Beperk vir die jaar geëindig 28 Februarie 2025. So die kontantvloei uit bedrywighede, ons begin deur te kyk na die kontant gegenereer uit bedryfsaktiwiteite. So dit is dan ons antwoord van nota 1 wat 906.820 was. Die rente betaal is dan nou daardie 164.450 en ons plaas dit in hakies, dis betaal, dit was 'n uitgawe. Dan kyk ons na ons belasting wat ons betaal het. So dit is R7.775 plus dan nou dis vir ons daai 7.775 kry plus dan nou die 253.320. Dit sal dan nou daardie 30% wees van ons netto wins plus dan nou 7.500 en dit gee vir ons in hakies 268.595. Dan kyk ons na ons dividende wat ons betaal het. So ons het 52.500 wat ons nog moes betaal het van die vorige jaar plus die 84.000 vir die huidige jaar en ons het dit uitgewerk deur te sê 1.050.000 gedeel deur 5 maal met 40 sent en dit gee dan vir ons in hakies 136.500. So ons kontantvloei uit bedrywighede is dan 337.275. Met ander woorde, dit is hier die 906.820 minus die onderstaande. Dan as ons kyk na die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite, aankoop van vaste bates, dis ons 2.500.967 rand minus die 33.500 minus die 100.000 wat ons verkoop het teen draagwaarde en ook die 33.500 is die waardevermindering en dan trek ons ook af die 3.440.885 wat hier staan en dit gee dan vir ons in hakies 606.885.
So ons dan kyk na die opbrengs uit verkoop van vaste bates, so dit was R100,000 en dan die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite is dan in hakies R506,885. Met ander woorde, daardie plus daardie. Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite het ons opbrengs uit aandele uitgereik, so ons het 220,500 plus 2,349,900 minus ons 1,050,000 en dit gee vir ons 1,520,400. Hierso het ons dit mooi vir jou bereken. So ons begin met 'n saldo van 1,050,000, dan het ons aandele teruggekoop vir 220,500 en dan het ons ook aandele verkoop vir 1,520,400 en dit is waar ons dan nou daardie bedrag kry. Goed, terugkoop van aandele. So ons het 35,000 aandele teruggekoop teen R6.50 wat vir ons dan nou in hakies gee want dis 'n uitgawe 227,500. Terugbetaling van ons lening. So as ons na ons lening kyk, sal julle sien ons lening was 1,525,000 minus 300,000 gee vir ons dan nou 'n betaling van 1,225,000 in hakies. So ons kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite was dan nou R67,900. Dan kyk ons na die netto verandering in kontant en kontantekwivalente. Dit gee dan vir ons in hakies 101,710. Ons kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar was 45,000 en dan nou aan die einde van die jaar kyk ons na daardie minus 57,960 plus die 1,250 wat vir ons dan nou in hakies 56,710 gee.